Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die regsaspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Yes. Nog een. Maak seker. Wak het, and by the way, is dit een teken? Anyway, so daai is skiet jou in jou moer en I will kill you. Ek skiet baie want dis 'n long shot. Ja, so ons praat van die wagvernisse nie. Prys versus waarde. Ek ons het hom gehoor. Nee. In die legal industrie is prys versus waarde in terme van wat kry jy vir wat jy betaal. Baie moeilik om oor te praat as die gesprek nie begin met vir wie betaal jy nie. Met ander woorde, as jy 'n regsprobleem van een of ander aard het, sal jy nie altyd wegkom met die beste van 3 quotes nie. Jy soek nie die goedkoopste bed op 3 perde nie, jy soek die wenperd. Dis met baie gespesialiseerde aankope of verkrygings so. As jy 'n software developer aanstel, wil jy nogal presies weet wat se tipe werk die persoon al gedoen het, want die ervaring in daai veld is so uiteenlopend. Is daai, ek wil sê, is dit dalk so eenvoudig soos dit ook, dat jy deel van daai kwotasie prysstrategie is daai nie references nie, ek sê altyd gevalle studies, skets die probleem en hoe het jy hom opgelos, en by the way, jy as jy hom 'n lykie wil gee. Ja, ek dink jy is heeltemal reg. Dit is waar jy wil uitkom, is om die regte vrae te begin vra. So, want ja, almal is iemand is 'n spesialis is wat jy soek, maar om 'n spesialis te wees, beteken daar's 'n reeks ander lesse verbeur. Want dis weer eens geleentheidskoste. Om goed te raak in een ding beteken dikwels om nie goed te raak in ander dinge nie. Hoe verder jy wil gooi, hoe minder vinnig kan jy hardloop. Nie exactly nie, maar so iets, jy het amper. Ja, dis soos 'n rugby speler se posisie. 'n slot gaan nie vir Cheslin op die sprint wen nie. Ja. En Cheslin gaan nie lynstaan bal kan vang. En hulle groei in 'n ander rigting in ten koste van die ander moontlikhede. So, party mense is natuurlik talentvol en intelligent en hulle kan 'n klomp goed oor tyd of gelyk bemeester. En sekere spesialistkennis kan net opgebou word as daar 'n sterk fondasie algemene vakkennis in plek is. Byvoorbeeld, mense lag as iemand 'n tese skryf oor die simbiotiese osmose in die eksoskelet van die Egiptiese woestynsprinkaan. Nes, wanneer ek onthou jy dit geskryf. Ek en jy het net laasweek hieroor gepraat. Hy skrifie van jou. Ja. Het klink so belaglik hyperspesifiek, maar om daai teses te kon skryf, moes jy 'n moerselot ander goed verstaan het om so te kon inzoom op daai minute klein uiteindelike detail. Selfs ek sal soms in my kop dink van iemand wat byvoorbeeld 'n arbeidsreg vir ICT of omgewingsreg spesialis is, maar of aanneem daai persoon se kennis in ander velde is dan verminder deurdat hulle so spesialiseer, of soos 'n hartdokter weet seker niks van longe nie, of van die ruggraat of van tande nie. Ek dink mense het dikwels
meer algemene kennis, want hulle is nie stupid nie, en verstaan die fundamentals probably beter as 'n leek, maar ek dink ultimately is die punt dat jy moet probeer om regtig uit te vind saam met wie jy 'n pad gaan stap. En dis nie maklik om dit altyd uit te figure nie, maar dis goed om te weet jy moet uitkyk vir die regte persoon en actually nie aanneem almal is 'n perfect fit vir jou requirements. So dis weer daai is ek wil sê in die perfekte wêreld sê vir jou die potensiële kliënt wat jou persoonlikheidsdinamiek. Hoe met die kliënt gaan profile. Ja, dis is hoe ek sê. Dis op wat wat jou besluitnemingsproses, wat as jy weet en jy weet om te weet okay, dalk nee. Of ek met iemand anders in my span stuur om met hierdie ou of vrou te werk. Want ek gaan hulle by hulle venster uitgooi. Ja, die sale is nie net 'n one-way process, die kom 'n verhouding uit sodat dit gaan two-way street wees. En dan kom jy by waarde vir geld. Eers as jy vir die regte ding betaal, maak jy bedrag saak. Die meeste mense sal hulle geld op die wenperd sit as hulle weet wat dit gaan wees. Niemand wil op die losing horse bet nie, behalwe as jy into daai kind of bet is. Jy het nou net daan geraak, Ernest, jy weet soos met daai match fixing. Ek vertel nie. Wat? Nee, jy het gesê, ek het net nou daan geraak. Wat het jy geraak? Dat soms is confidence en intimidation gaan baie ver, soos die fancy klere, duur pen, mooi kantore, 'n chic visitekaartjie en 'n attitude. It mean looking but friendly, highly compelling, persuasive, etc. Dan kry jy die deal, maak nie saak hoe goed die uitvoerspan is nie. You'll get busted after all, maar dis fake it till you make it. Maar hoekom werk dit so gereeld? Want mense moet iets glo. En as al die cues in een rigting wys, dan is dit 'n go. So ons dink baie keer ons het moeë hoë hekkies om oor te spring. En eintlik is dit, jy moet net nie die verkeerde indruk oordra om dit te breek nie. Is maklik om 'n image op te bou, om dit te hou. Moenie die hindernisse vir jouself skep. Exactly. Dis eintlik staan die deur oop tot jy hom toemaak. En die ouens wat die groot fakture uitreik, hulle en as hulle deals pitch, sal hulle nie jammer vir wat dit kos nie. Hulle doen jou 'n bloody guns om so 'n klomp talentvolle bliksems op jou probleme te laat werk. Niemand in Sandton is verlewer hulle pryse nie. En hierdie is dit, ons sit in detail, ons gaan nou nie name noem nie, maar hierdie is 'n feitelike gevalle-studie wat jy nou hier deel van. Dis 'n absolute premie. En ek bedoel dit was wat amper 10 keer meer as wat julle eventueel 10 keer meer. Maar julle die deliver op die job. Wel, ja, daar was nou 'n spesifieke voorbeeld waar na regsproses, dit was in 'n munisipale omgewing of 'n publieke omgewing en na die tyd moes al die partye hulle lawyers rekeninge op die tafel gesit het. Dit was baie interessant. En om te sien hoe daai pryse verskil, want ons natuurlik weet jy presies wat almal gedoen het, want almal file papiere wat so 'n deel van die projekspan. Ja, wel en die verskillende litigante, nee, daar's nou vir al die partye file mos nou papiere en argumente en goed en dan kan jy 'n goeie idee kry van hoe lank dit omtrent moes vat om daai ding te skryf. En dan as jy sien wat die ouens gecharge het na die tyd, dit baie interessant. Maar die ding van die groot invoices en mense wat nie verlees daaroor nie, want dit is hulle reg in hulle koppe en dit werk. Hoekom werk dit? Want hulle lyk of hulle die goods kan deliver en gaan deliver. En as hulle dit consistently reg kry ook, mag hulle die groot gebou na by die goudtreinstasie hou en hulle personeel in die dag daar laat parkeer. Daar's aan die een kant is daar smoke and mirrors, maar dan is daar ook 'n goeie paar redes hoekom die groter besighede groter is en die kleintjies kleiner. It's not always the swift that wins a race and reaches to the wise. It's all about timing and opportunity. So partykeer krak mense daai code en hulle vind die right guy for the job. En aan die ander kant, die duurste is most definitely nie altyd die beste nie. Maar mense word heeldag gesakker met die cheap stuff en met die duur stuff. Deurdat hulle die geld sit op die verkeerde jockey op die perd en hy gaan nooit daai reis wen nie.
So daar's lucky en unlucky tot jy die game ken. En so prys versus waarde in my werk is grootliks gebaseer, so ek sê ultimately op proaktiwiteit, op vooruitdink. Waarheen gaan hierdie ding? Waar wil wie uitkom en wie betaal daarvoor? Waar pas hierdie in? If that's not clear, we're fing around. Mense soek rigting. So soek iemand wat die rigting ken. So as jy 'n bargain soek, koop die regte ding en negotiate van daar af die prys. Wat vir my interessant is wat jy weet wat jy nou gesê het van vooruitdink. So nou wonder ek, jy weet, weer eens is dit kom vir my terug na ek wil sê 'n pryskoelom. So kom ek gee julle weer 'n praktiese voorbeeld. So hierdie einste ouens wat daar in Engeland die geld van strategic coach gehoor. Dan Sullivan, so nog nooit van hom gehoor. Nee. So hy's 'n Kanadees. Hy's ek dink dit is van die ongelooflike praktiese besigheidstools, maar jy betaal 'n premie, jy join is soos 'n maandelikse, ek dink as ek reg onthou, jy praat van R10,000 'n maand, soos £500, wat ook £500 is baie geld vir so 'n ding. Dis 'n premie en jy kom by mekaar en dan kwartaalliks het jy workshops, jy sit saam met die ander ouens daar en jy gaan deur hierdie tools vir besigheid. Dit is ongelooflik, soos die 10X wat ek eendag met julle gedeel het. So Stuart, hierdie buddy van my het 'n boutique wealth bestuur of as beleggers, werk met UBS Bank en so aan. En hy het hierdie ding deurgevat met Dan Sullivan. En snaaks genoeg, ek het eendag vrou Dan ontmoet in Londen, toe sê hy 67% van hulle lede in die UK is finansiële adviseurs. So ironies genoeg het hulle domineer, en dis nie in ander lande so nie. So dis nie net 'n finansiële adviseurs tool nie, dis net hy reken lyk soos finansiële adviseurs hulpbronne in Engeland. En een van daai tools, en is iets wat so Stuart het elke jaar met ons mastermind, dan bring hy van die goed aan, dan hy doen hy soos 'n mini workshop met ons, dan bring hy een kragtige tool en hy deel het nou met ons, hoe werk dit en hoe sal my. En een van die goeie was hoe jy jou prys of jou diens en produk verpak in 'n value. Met ander woorde, hy sê, wat gebeur in 'n neutedop? Jy breek die produk in stukke op en jy sit 'n waarde daaraan en jy trek alles saam, maar 'n significant value. Maar as jy sit hom met ander woorde saam in een produk met een prys, dit maak dit onmoontlik vir die kliënt om hom te ontbondel. Maar die ware proposisie is massief. Nou, ek het dit gedoen. Snaaks genoeg, ek het eendag gesit, ek het was dinge 3 jaar net voor COVID, het ek weggebreek en ek het begin kyk na die podcast, en toe het ek van daar af vir die eerste keer dit begin bondel om te sê, dis wat 'n podcast kos, maar jy kry die produksie, die channel, die transkripsie, die e-book /infographic, selfs wat ons met MBA doen het. Ja. Ernest. En ek het gedacht, dit werk, tot ek later weer agtergekom het, nou kry jy, en dis hoekom ek sê, dit is 'n bewys van, wat jy gesê, die regte kliënt, waar ouens wil weet, maar hulle staar blind in die bedrag. Hoe is dit so baie? Nee, maar kyk, ek gee jou 10 goed. Nee, ek gee nie om die 10 goed nie, hoekom is dit so baie? En later toe ontbondel ek het. Nou gee ek jou 'n menu. Nou is dit, en is asof dit net nie werk nie. Om te ontbondel, ek wil amper weer terugkom na, hier is die prys, hier is 20 goed wat jy gaan kry vir dit. Maar nou besef ek, 'n kliënt weet nie wat is 'n e-mag werk nie. Hy besef nie wat is transkripsie en herskryf werk nie. Ja, hulle wat eintlik, so ek sê, hulle verstaan nie die probability van daai aksie om vir hulle die desired result te kry, naamlik meer mense moet my bel, meer mense moet my webform invul. Dis wat ek soek. Ek soek nie 'n e-mag nie, ek soek nie 'n podcast nie, ek soek clients. Correct. Verstaan, ek net Ja, nee, maar jy is reg, dis is define success, en ek vra dit vir ons altyd, sê vir my wat is sukses? Wat is jou definisie van sukses? En baie keer so ek soek meer kliënte. Maar okay, sure, maar
maar dit moet ook beter gedefinieer. Dit moet ook beter. Wat bedoel jy daarmee? And by the way, wat ons gewoonlik ook sien, en ek sê weer, dis dan die verkeerde kliënt as jy in hierdie semi-vriendelike debat betrokke raak van, maar jy het R100,000 laas jaar geblaas om 5 keer op TV te verskyn, en jy het niks gekry, nou skielik wil jy vir R80,000 wil jy 200 kliënte hê. Hoe werk dit nou? En hulle weet, dis amper daai last resort, jy moet nou deliver, jy moet nou dit doen. En dis nie altyd so daai is vir my, so ek sê, dis werklik 'n haase gat, maar ek dink die punt is, daar is as ek moet ter opsomming met my punt, ek glo nog steeds, en ek kom weer terug na dit toe. En ek vind dat ek het nou weer suksesvol toegepas. Ons loods einde van hierdie maand weer 'n nuwe potgooi reeks met Mos Wêreldwyd, so opvoedingspodcast. En die ding is gebondel. Ek breek hom nie af nie. Daar is die prys, dis wat dit insluit, en hulle dink, ons like it. Daar's nie, hoekom, waarom, nee, daar's value, we get it. En is die regte klein. So eenvoudig soos dit. So ja, maar makliker gesê is gedaan. Weet maar as jy jou proposition gaan aanpas met die verkeerde terugvoer. Nou, hierdie persoon sê vir jou nee, want ABC. Nou, okay, ek moet dit goedkoper maak, ek moet dit uitmekaar haal, ek moet dit anders verduidelik. Dalk is die eintlike antwoord, gaan bied net eers daai selfde ding vir 10 ander ouens, en kyk wat is dan die terugvoer. Moenie een narrative vat, en in die fallacy val dat, okay, daai is verteenwoordigend van die populasie nie. Dit moet ingeligte assessment wees van die terugvoer. Anders kan dit, soos met enigiets, dis 'n false data sample as jy die verkeerde inference daar probeer kry. En dit is nie altyd maklik nie, want ons vat feedback persoonlik, en ook 'n ander ding wat ek dink wat met tyd kom, en dit is ook maar bietjie soos die saar gaan saai, jy gaan party goed gaan op goeie grond val, party goed is tussen die klippe, party tussen die bossies wat, en jou so met ons pitch ook, jy weet, party mense is glad nie fit nie, party is great, daar's ook 'n komponent van, en ek dink dit is baie belangrik om uit te wys in terme van choose your clients. Wat ons gesien het is, oor klomp jare, is dit, jy moet eintlik elke kliënt mooi oppas, of jy moet hulle nie vat nie. Dit is 'n big deal, en 'n ding wat my eintlik hond, om te dink dat as 'n mens, soos as dit 'n game was, en jy, bo elkeen was daar 'n score of 'n indicator, en jy kan, en dan is ons geneig om nogal soos 'n bedrag amper op iemand, jy weet, hier is die lewensiklus bedrag wat ek omtrent uit jou uit gaan harvest oor tyd, as ek hierdie verhouding ners of dit. Maar ek dink wat ons vergeet, is dat mense het netwerke, en baie dikwels is dit daai iemand wat miskien nie die groot invoice kan betaal nie, en wat nie die full scope of services bestel nie, maar hulle is dankbaar, en daai persoon weet jy nie, hulle kom dalk daar aan baie kere met die kortbroek en plakkies, en baie gemaklik, dit lyk nie soos iemand wat moerse voortvarend is nie, maar daai persoon het invloed in hulle sirkel, en as hulle vir iemand sê, gaan na daai ou toe vir dit, dan gaan mense. En dit is, dink ek, ek het dit toe ek in die fietswinkel gewerk het ek dit gesien, en ek sien dit as 'n prokureur, en ek het dit op klomp ander plekke gesien, dat jy moet nie mense onderskat nie. Ook nie, ek onthou waar ek een keer saam met iemand by 'n Bentley garage ingestap het. 'n vriend van my wat baie geld gemaak het. En ons het net so 'n casual gelyk, ons was nog in ons 20's, stap ons daar by die Bentley garage, en jy kan onmiddellik sien, daai salesman het jou lankal gery. As jy daar inkom, is soos, jy lyk nie soos my customer profile nie. Soos, ek praat nie vir myself nie, maar die ou langs my, ek weet wie hy is, en hy is die tipe ou wat op pad is hierheen, dis hoekom ons in hierdie winkel ingestap het, want hy het dit op sy vision board, maar hy haal hom af, na die salesman om so hanteer, want die salesman laat hom voel, jy gaan nooit hierdie ding bekostig nie, en ek dink daar lê 'n bietjie ook magic in, om te sê, pas op om net iemand te wil profile en rate en score, en op daai basis sê, okay, nou verdien jy my goeie aandag. Daar het baie kere thankless goeders wat ons doen, en pro bono wat ons het maar noem, jy weet, free werk, pro amico,
En uiteindelik dan kom daai ding vir jou so terug, dat ek het op 'n tyd dit gaan neerskryf. Paar jaar terug maak ek 'n lys van al die kliënte waarmee ons besig is. Langs aan wie's die myn persoon wat daai kliënt verteenwoordig, as gewoonlik 1 dalk 2 wat eintlik die myn persoon is wat mense mee praat. En dan deur wie ek daai persoon ontmoet en deur wie ek daai persoon ontmoet. En die uiteindelike lysie was 10 lank. Wat ek besef het dat al hierdie besigheid kom uit daai klein groepie uit. En nie almal van hulle was die ou met die diamantmyn in die agterplaas nie. Baie kere was dit glad nie, so is dit nie. Maar daai een persoon is die regte een wat eintlik, en as jy nou praat van bemarkingsstrategie, so, jy weet, ons het nog nooit met ons firma bemarking gedoen nie, want tevore, die paar efforts wat daar was, is so few and far between, dat het regtig nie eintlik tel nie. En hoe het ons daarmee weggekom? Want daar's word of mouth. Daar's iets daar buite. Ek weet nie wanneer praat mense oor legal issues nie, maar iemand daar buite vertel hulle gaan na daai plek toe. En mense kan 'n groep mense employ daar uit en jy weet 'n gebou afbetaal en sulke goed, en dit is 'n en dit wys vir jou dat al wat oorbly is daai lasting impression, is daai wat nie gegaan het net oor die fair exchange en waarde vir geld nie. Dit was eintlik waarde vir geld, maar meer waarde as geld. En ek dink dit is wat 'n mens sien of terugkom oor tyd. En dit moet ook regtig in die hele besigheid se ethos inkom, want ons het ook al aan die ander kant gesien, hanteer nie iemand so nie, skeep hulle af, laat hulle goeders vrot op die wingerd, en dan hoor jy, wat sê hulle dan vir ander mense? Hulle charge mense moes 'n klomp geld, ja, ons kan dit uit hulle uitkry, maar lewer nie waarde terug nie. Uiteindelik, want die toets van tyd is ultimately die waarde vir geld toets. Nie hoe het nou voel nie, dit is sales en marketing. Hoe na die tyd, na die ervaring verby is, en hoe voel jy dan? Voel dit nou soos, yes, dit was money well spent, of, yes, daar het my vir 'n bloody ride gevat. En ek sal laaste ding wat ek wil aansluit daar wat, en ek sit en dink in terme van weer eens waarde, waar ek dink met professionele beroepe, of selfs kon sê prokureur, ek dink baie keer, jy het in my kop jy default premie met jou advies, in 'n chit-chat. Daardie sê ek nie jou verkoopstrategie of jou besigheidsstrategie is nie waardevol, maar ons praat besigheid, raak amper 'n braaivleisvuur gesprek. Die braaivleisvuur gesprek regtig om hoe donder ek hierdie skelm op hier so legal nie. Nee, dis nie 'n normale gesprek nie. Maar dit kan gebeur, maar my punt is dat ek vind dat kliënte baie keer sit hier, en dit is hoe my kop werk. Ek kyk strategies na enige besigheid, en ek wil verstaan waar goed inpas. Met ander woorde, ek kyk na die besigheid soos myne is. Maar alle bemarkers doen dit nie. Typiese bemarkingsagentskappe daar buite, veral as hulle 'n middle manager stuur om die account te run. For that matter, 'n senior manager is 'n werknemer. Hy of sy run nie 'n besigheid nie. Run 'n departement. As ek daar gaan sit, kyk ek strategies na die besigheid. Ek vra, ek verstaan, en daar vind ek is waar my geleentheid en my probleem sit. Dat baie kliënte verstaan nie die waarde van dat ek met jou sit en gesels nie. Behalwe dit ons gedeliver het op die numbers. Hier is die stats vir die maand, ons het gedoen wat ons gesê het, kyk, die ding groei. Maar nou is gesels ons hierso oor jou, weet jy raak 'n klankbord. En daai is, en ek dink dis waar ek in die verlede ook baie, hoe kan ek sê, disgusted, verontreg gevoel het, dat hierdie kliënt sit 2 jaar, behalwe dat ek het vir jou kostes bespaar op plekke wat nie deel was van my proposal nie. Dis net om met ek strategies na jou, ek kyk nie jou besigheid is of dit my besigheid is, maar jy het geen waarde daaraan geheg nie. En ek sê dit nie arrogant nie. Ek is stom geslaan dat jy nie my waarde sien nie. Maar ek kan vir jou gaan uitwys. Ek het vir een betrokke ou daar in die Vrystaat, ek het vir hom eendag gesê, ek het julle geld hier gespaar. Ek het jou geld hier gespaar. Jy adverteer hier en ek het vir jou gesê, nee, en daar bespaar ek dit vir jou. En somehow is dit, wil jy nog steeds terugkom na my maandelikse koste. So, maar dan sê ek, dis nie my skuld nie, dan sê ek verkeerde kliënt.
gekies. Dit is vir my 'n dun lyn, maar dan sê ek hier is nie die regte kliënt nie. Wel, ek moet net om krities te wees, is dit nie bloot krities nie, om objektief krities te probeer wees, is dat ek wonder of 'n klein dingetjie soos, wel, hoekom noem jy jouself 'n digital marketing company? Want dit skep die indruk dat waantoe ons hier werk is een of 'n digital campaign. En jy sla die spyker op die kop, want jy lees my gedagtes. So hier's twee gedagtes wat ek hier wegvat. Dis nommer 1, moet daar consultancy fee ingebou word te sê as ek hier kom sit, dis waarvoor ek charge. Want oor hier's 'n ekstra R5,000 'n maand. Ek kom sit en ons praat besigheid, strategies. Nie net. Dis nie 'n incheck, dis nie 'n courtesy call nie. Ek dink dit is daar's 'n moerse verskil tussen 'n courtesy call en 'n strategic chat en 'n klankbord. En is om daai lyne te kan trek. Of nommer 2 is, ek gaan nie in nie. Ek stuur die middelmanager, jy kan gaan chit-chat en die stats bespreek, ek gaan kry solank die volgende nuwe groot kliënt. Ek spandeer my tyd en gaan kry die regte volgende groot kliënt, as wat ek my tyd daar sit en mors. Want al wat jy wil doen is, jy wil net dit wat in die proposal, jy wil sosiale media stats sien. Maar ek meen, dit is, ons gaan chat dit. En wat ek sê, dit is, jy sê, 100% social media stats, alles wat jy nou meer is 'n bargain, dis soos hierdie is bietjie overqualified vir hierdie wat hy doen. But I'll take it, and by the way, jou social media post is te duur. Ja, maar ek meen, maar as jy jouself daar buite sit, as primêr consulting en strategy, en business positioning over time, en dit weet mens, dis die eintlike verhouding, en dan het jy die bakkie met 'n toolbox, wat 'n paar goed sommer vir ons kan doen, laat jy dit nie alles hoef te outsource nie. Yes. En jy het hierdie podcast fabriek, wat baie dikwels nuttig inkom, maar dis nie eintlik die produk nie, die produk is, fokus op die besigheid, verstaan hom beter, help hom groei, ontwikkel hom, kry resultate oor tyd, en definieer jou sukses ook anders. Sê, ons gaan kyk na dis 'n business development exercise. En onthou, nie net dit nie. En ek stem 100% saam met jou. Dit is die gevolgtrekking. Maar wat ek wil sê is dis nie net hoe groei ons nie. Onthou, besparing. Ou is vergeet. En ek wil nou weer, vergewe my vir die... Jy moet dit dan sê, ek gaan jou met dit help. Ja, maar ek weet nie wat ek nie weet nie. So soms gaan sit ek daar en ek kom agter, maar jy mors geld. Soos 'n sekere vrou, wat R28,000 'n maand, eendag uitgevind, sy is R28,000 'n maand op haar boekhouer. Moet amper van die stoel af. Toe ons klaar is met haar, betaal sy R8,000. Maar dink jy, daai R20,000, en by the way, 'n besparing is bottom line. Dis skoon wins wat jy terugsit. So as jy 'n ou R100,000 'n jaar bespaar, is dit ekwivalent van, afhangende van sy besigheid, R1 miljoen se sales. Dis jy hoor wat ek vir jou sê. En net as jy voor die tyd gesê, deel van wat ek gaan doen is om jou te help geld spaar, word dit nie waardeer nie, want dit is just, by the way, tire is pap, shit, ek so op die highway geklim het so, dankie het my lewe gered, meanwhile, high five. Wel, hoe gaan jy nou nie vir iemand sê, sy tire is pap nie? Ja, so daai is dis die probleem in die geleentheid, maar jy sly spyker op die kop, en teenoor, daai is vir my, dis iets dis weer my pricing strategy wat ek moet regkry, is wat sê ek in daai proposal, wat's die indruk wat dit skep op einde van die dag. Ja, soos hy Malcolm Gladwell sê, what the dog saw. Nie wat die eienaar probeer sê, hallo en naampies en goed nie, wat sien en hoor die hond, dit praat daai taal. Yes, lekker. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in, sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie, sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.